Goeiedag, baie welkom by hierdie uitsending. Ek het 'n ouma gehad wat met haarself gepraat het, hardop. Sy het rondgeloop en vir haarself vertel wat sy dink van mense en in haar gesprek het ons agtergekom dat sy eintlik 'n edelmens was. 'n Israeliet sonder bedrog. Sy sou gesê het, ek kon nie glo Martie het my so afgejak nie. Mense sou amper sê sy was ongeskik geweest. Maar ek dink sy is onder baie stres met daai kind van haar en daai man van haar is ook glad nie 'n maklike mens om mee saam te leef nie. Ek gaan vir haar koek bak, ek moet vir haar bid en ek wil hoor of daar nie iets is waarmee ek dalk kan help nie. Weet jy, by Oktober het ons al geweet wat gaan ons vir Kersgeskenke kry. Sy is nie die enigste persoon wat met haarself praat nie. Ons almal praat eintlik met onsself. Net op ander maniere. Dawid is 'n baie goeie voorbeeld. En in sy geval word dit 'n vorm van gebed. Hy praat met sy siel. Hy sê vir sy siel, wat buig jy jou neer, o my siel? En wat is jy onrustig in my? Hoop op God. Want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. As hy met sy siel praat hy met sy denke, emosies en wil. Ons weet nie presies wat hy gedink het van die siel nie, maar dit sal definitief iets van dit insluit. En daar is 'n onrustigheid in sy denke, in sy emosies, jy weet jy, wat verband hou met mekaar. En dan wil hy sekere goed hê, dit is chaos in sy binneste. Hy buig homself neer, dis 'n las wat hy dra. Dis donker binne in hom. In vandag se taal sal ons sê, hy's geangs, hy het 'n groot angs en hy's gestres. En hy gebruik hierdie situasie deur so op te tree om verstilling mee te bring in sy binneste. In Psalm 131 praat hy daarvan. En hy gebruik die beeld van 'n kind daar. En hy sê soos 'n ongespeende kind by sy moeder. Jy weet, 'n ongespeende kind is 'n kind wat 'n melk soek, is 'n kind wat gefrustreerd is 'n kind wat net wil melk hê. Maar nou, as die kind ongespeend is, dan wil hy dit hê, maar as hy gespeen is, wil hy net by die ma wees om by die ma te wees, vir niks uit te kry nie. En dan ook die beeld van die water. Die kind het rustig geraak. Die water, die troebel water en die modder in die troebel water het afgesak. En die water is stil. Daar is 'n rustigheid. En dit is hoe hy sy siel tot bedaring bring. Hoe jy met jouself praat, kan 'n aanduiding wees van die soort verhouding wat jy met jouself het. As jy met jouself raas en ongeduldig is en gefrustreerd is dit 'n aanduiding dat jy dalk nie so goeie verhouding het met jouself nie. Jy kan vir jou siel sê, kom maar, wat doen jy nou? Jy weet mos man, ons is al 'n paar keer deur hierdie ding. Hy sal ons help. Kom ons sit ons hoop op God. Want wat hy probeer is om in sy binneste 'n vereniging mee te bring, 'n eenheid mee te bring. Dat alles dieselfde, dat hy dieselfde dink as wat hy voel, as wat hy wil hê, as waarmee sy verbeelding besig is, as waarna hy kan dink en sy geheue mee besig is. Ons noem dit vrede. En hy vra God om hom te help daarmee. Dit gaan nie net om 'n tegniek nie. Dit gaan eintlik hier om 'n gerigtheid van jou hart. En dan sê hy, ek sal die aangesig weer sien. En hier in Engelse vertaling sê, en hy sal my vat in sy teenwoordigheid. Ek sal weer saam met hom wees en vrede beleef. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie dat ons hier kan saam wees. Ons dankie vir die woord. En ons dankie dat ons hoop kan kry in U. Dat dit nie 'n storie is nie, maar dat ons regtig gevul kan word met hoop. En daai kere wat ons hoop wankel, ons hoop verlore gaan,
kan ons terugdraai na U toe. En dankie dat ons kan praat, ook met onsself, om ons hele hart op U te rig, in Jesus se naam, amen.